Dankie Here Jesus, dankie Vader vir die teenwoordigheid, Vader. Dankie Heilige Gees vir die teenwoordigheid. Dankie Heilige Gees vir jou leiding. Dankie Vader vir u woord. Dankie Vader vir die kosbare woord, Vader. Vader, dankie Vader dat ons weet alles wat in die woord staan, Vader, is die waarheid, Vader, is die weg, die lewe in die waarheid, Vader. Vader, dankie Vader dat ons weet dat u is in beheer van ons lewens, Vader. Vader, ons dankie Here Jesus vir u nabyheid in ons harte, Vader. Vader, ons dankie Vader dat u vir ons die lig wys, Vader. Dankie Vader dat ons 'n voorbeeld kan wees vir baie mense daar buite. Dankie Vader dat u ons kan optel, Here, wanneer ons val, Vader. Want u sê in die woord, Vader, dat daar niemand wat ons kan uitruk uit u hand uit nie, Vader. Vader, ons dankie daarvoor, Vader. Ons dankie Vader vir die goedheid. Ons dankie Vader vir die liefde, Vader. Ons dankie Vader dat u vir ons die bereidwilligheid gegee het, Vader. Vader, dankie Here dat u ons die geleentheid gee om vanaand weer eens u woord te kan deel, Vader, met ons, met u mense, Vader. Vader, dankie Here dat hierdie woord ook 'n impak in my lewe kan wees, in Jesus naam. Amen en amen. Vanaand wil ek oor iets praat, en dit waaroor ek wil praat is dit wat God op my hart gelê het. 'n Woord waar dit gaan, waar baie van ons as kinders van God en jong mans word gesê dat wanneer ons groot word en wanneer ons klaar is met skool en ons begin werk en ons stap die pad wat God wil hê ons moet stap, dan sê die Here, dan sê ons ouers vir ons dat daar kom 'n tyd wat ons moet uitstap, daar kom 'n tyd wat ons moet gaan en ons moet uitstap uit ons ouer huis uit. En die woord sê dat 'n man wat dan groot is, stap dan uit en hy gaan beklee sy vrou, en die vrou stap dan uit haar ouer huis uit en sy gaan beklee haar man. En vanaand wil ek dit duidelik maak uit die woord van God uit dat wanneer God die deur oopmaak vir twee persone om te ontmoet en om oor mekaar se pad te kom, is dit 'n deur wat Jesus oopmaak. Is dit 'n deur wat die Vader oopmaak sodat die man sy eie vrou kan kry en die vrou haar eie man kan kry. Maar weer eens is dit daar waar ons as kinders van God kom en ons wil die paadjies skei en ons wil dinge manipuleer en ons wil dinge doen volgens wat ons sê. Dis waarom die Here sê dat ons kan niks byvoeg nie en ons kan niks wegvat nie. So kind as van God wil ek dit vir jou vanaand duidelik maak, en ek wil dit duidelik sê uit 1 Korintiërs hoofstuk 7 uit, waar die Here dit mooi sê: ek kom nou by die ding waaroor julle aan my geskryf het. Dit is goed vir 'n man om sonder 'n vrou te lewe, maar weer eens die gawes, die gevaar van die ongesnydenheid behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man te hê. Dit is waar dit op kom. Daar staan geen geskryf in die woord van God dat 'n vrou sal 'n vrou trou en 'n man sal 'n man trou nie. Daar staan geskrywe wat Paulus sê dit is dan beter vir 'n man om dan ongetrou te bly. Maar ook sê die Here vir hom baie mooi dat dit is beter vir ons om jou eie vrou aan te klee en jou eie man aan te klee, want dit is wat God vir ons bepaal het. Dit is wat God wil hê ons moet word, sodat ons 'n huwelik kan bou op ons vrou en ons man. Maar ook in die woord van God sê dit so baie duidelik dat daardie liggaam van die man en die liggaam van die vrou behoort nie aan die vrou nie, en die liggaam van die man behoort ook nie aan die man nie, maar dit behoort aan jou wat in 'n huwelik instap met jou vrou op daardie oomblik. Behoort beteken dit is 'n versoening wat jy beklee saam met jou vrou. So ek wil dit duidelik maak en ek wil dit sê dat die woord van God sê dit vir ons. Dit sê die man moet sy eie huwelikspligte teenoor sy vrou nakom, en net so ook die vrou teenoor haar man. Die vrou beskeldig nie oor haar eie liggaam nie, maar die man net so beskuldig nie, ook nie oor sy eie liggaam nie, maar
maar die vrou moenie vir mekaar omgang huiwer nie, behalwe met wanneer jy getroud wees. Wanneer jy getroud wees en jy gee toestemming dat daardie man aan jou liggaam moet vat, of jy as man gee toestemming vir die vrou om aan daardie liggaam van jou te vat, beteken dit is tyd wanneer jy in jou huwelik instap en jy trou en jy maak haar wegtig jou vrou. Jy maak wegtig die vrou en jy maak wegtig die man jou man en julle stap daarin en julle versoen daarin en julle stap die pad wat Jesus vir julle bekleed. Dit is waarom ek sê dat ons as kinders van God moet op 'n punt kom in ons lewens en ons moet ophou hierdie negativiteit en hierdie dinge wil hoor van die wêreld, maar dit is tyd vir die man om op te staan daarvoor waar God hom voor geroep het en God die persoon wat God oor sy pad gebring het. Dit is tyd vir ons as manne om op te staan vir ons huwelike en weer 'n ruggraat te kry en die man weer te wees vir jou vrou. Dit is tyd vir ons om al hierdie nitty-gritty dinge wat die wêreld na ons toe gooi, om dit nie net alles te aanvaar nie en te sê ja, ek stem saam met dit wat mense vir my vertel. Ek stem saam met dit. Ek stem nie saam met dit wat mense vir my vertel dat 'n vrou kan 'n vrou trou en 'n man kan 'n man trou nie. Ek stem nie saam daarmee nie, want dit staan nie in die woord van God nie. Dit staan nie in die woord van God dat dit 'n geseënde huwelik sal wees nie. Daar staan net dat 'n geseënde huwelik gaan net gebeur deur die man en die vrou. Daar staan nie dat daar 'n geseënde huwelik gaan wees deur die man en die man nie, of die vrou en die vrou nie. Daar staan nie so iets geskryf in die woord van God nie. Dit is tyd vir ons as kinders van God om te weet dat daardie vrou wat jy voorgesê het, jy sal met haar trou tot die dood jou skei, dit bly jou vrou. Dit bly die pad wat jy stap. Dit bly jou aangenoom. Dit bly die persoon in jou lewe. Dit bly die persoon wat jy voor beskerm. Dit bly die persoon wie jy voor oog het. Daardie ding wat ons oë laat dwaal. Vir ander vrouens moet op einde kom, want God het jou 'n vrou gegee. Dis hoekom die Bybel sê daar is 'n vrou vir elke persoon daar buite, en daardie vrou wat die Here oor jou pad bring, is die vrou wat God wil hê jy moet 'n pad met stap. Dis die vrou wat God wil hê jy moet 'n huwelik met bou. Daar is nie nitty-gritties in met dit nie. As jy verder gaan lees in daardie tydperk, sê dit dat daar's net een tyd in die woord van God in 1 Korintiërs waar die Here sê julle twee kan skei van mekaar, is wanneer die Here vir jou sê jy moet vas en bid. En jy kan na jou eie plek toe gaan. Jy gaan na jou eie gebedskamer toe. En die vrou gaan na haar eie gebedskamer toe. En sy vas en bid in daardie tydperk. En die Here sê ook in daardie skrif van 1 Korintiërs hoofstuk 7, dat hy bring julle weer by mekaar, sodat die vyand nie 'n impak kan hê in julle huwelik nie. Die Here bring julle weer by mekaar sodat die vyand geen impak het in julle huwelik nie, sodat hy nie kan inkom tree in hierdie huwelik en hierdie huwelik wil kom op vernietig nie, want God bring julle weer by mekaar en hy beskerm julle en hy stap weer die pad saam met julle deur daardie ding. Dit is nie te sê dat ek kan net gaan en ek kan beweeg nie. Dit is waarom die Bybel sê dit ook so mooi in daardie skrif, dat al verander jou vrou van geloof, kan jy as man nie skei nie. Die Bybel maak dit vir ons duidelik, dat al verander jou vrou van geloof of jou man van geloof, kan jy nie skei nie. In daardie skrif sê dit ook, dat as 'n ongelowige vrou met 'n gelowige man trou, het jy as man 'n belofte aan die Here gemaak, dat jy sal saam met daardie vrou bly. As 'n gelowige vrou met 'n ongelowige man trou, maak jy 'n belofte aan die Here. Jy maak 'n belofte aan God toe. Jy maak 'n belofte aan die Here toe om te sê dat jy sal saam met daardie vrou bly till death do us part. Dis wat die skrif sê. Dis hoekom Paulus sê dat ek bid sodat julle soos ek kan word. Paulus het dit daar bedoel vir die man, sodat hy bid sodat ons soos hy kan wees.
Maar wat beteken dit? Dit beteken dat die vlees moet sterf en die gees moet wandel. Jy sien, in 'n huwelik is God die nommer 1 buis in daardie huwelik. Elke besluit moet God eerstig benader word. Elke keuse wat gemaak word, moet God eerste in betree word. Want dis waarom dit sê dit baie mooi, dit sê, wanneer 'n man swak is, hou die vrou sy hande bo van sy tree in vir hom. Dit is hoekom die Bybel sê, dat 'n vrou is 'n interceder. Sy is 'n intercessor vir die man. Dis hoekom die woord sê, wanneer die vrou swak is, hou die man haar hande op. That is why it says, we become one. Jy stap in eenheid, wanneer jy die dag sê, hier is ek my vrou. Jy stap in eenheid, wanneer jy die dag sê, vrou, hier is ek my man. Dis hoekom dit is so duidelik dat wanneer jy egbreuk pleeg en jy as vrou skei van jou man, sê die woord van God, dan sy moet ongetroud bly tot die dag wanneer die man sy kop neerlê. Maar in dieselfde skrif staan daar geskrywe, wanneer sy weer 'n man moet vat, is dit beter vir haar om te versoen met haar man. Dit is wat die woord van God sê. Dit is wat die woord van ons Here Jesus Christus sê. So elke jong mens, ek wil hê, jy moet besef vanaand, dat dit is nie net van jy stap in 'n huwelik in nie, dit is van jy maak 'n belofte, en daardie belofte het 'n aanspraak tot die Here. Daardie belofte het 'n aanspraak tot ons hemelse Vader. Van maak nie saak, al verander jou vrou van geloof nie, jy kan nog steeds nie skei nie. Maak nie saak, al verander jou man van geloof nie, jy kan nog steeds nie skei nie. Maak nie saak wat gebeur in daardie tydperk nie. Want dis nie iets wat ek uit my duim uitsuig nie, maar dis die woord van God. Want as jy gaan kyk in die woord van die Here Jesus Christus, in die Bybel staan nog geskrywe, dat van egbreuk in die Here ag dit hoog, dat daar geen egbreuk mag plaasvind in die woord van God en in 'n huwelik nie, want God bly die nommer 1 faktor in daardie huwelik. Dis hoekom ek altyd baie keer sê, en ek sê God first and the rest must follow. Ek sê dit altyd, dat die Here stap eerste in die plek, en God sal daarna, en mense sal daarna kom. Dis hoekom ek altyd sê, dit help nie jy stap in 'n huwelik in, of jy maak 'n besluit, en jy dink hierdie besluit is van God. Jy moet 100% seker is. Dis hoekom ek baie keer vir jong mense sê, hierdie meisie wat jy nou het, hierdie boyfriend wat jy nou het, is dit 'n long-term plan? As dit die langtermyn plan, want dit is die plan wat jy jouself moet vra, kind van God. Hierdie ou waarmee ek nou wandel, is dit die langtermyn plan wat God vir my inskik het? Is dit die langtermyn plan wat God wil hê ek moet in wandel? Because you see, dit is maklik vir ons om in te stap in 'n ding, maar dit is moeilik vir ons om te commit volgens daardie ding. Dit is maklik om te sê jy's lief vir iemand, maar dit is moeilik to commit to something. Dit is moeilik om te commit. Dit is moeilik om ja te sê. Dit is moeilik om dit te sê, maar die Here sê vir ons, maar elke een van God, by God, sonder sy gawes ontvang, en die een dit, en die ander een iets anders. Vir die ongetroude weduwee wees, sê ek, dit is vir hulle goed om ongetrou te bly, soos ek, maar as julle nie ongetroud kan lewe nie, moet julle trou, want dit is beter om te trou, as om deur die hart versoek te word. Dit is beter om dan te trou, as om te weet, jy kan nie jouself beheer nie. Kind van God, dit is beter as jy nie jouself kan beheer nie, dan trou. Maar baie keer van ons, wil ons in al hierdie dinge betrokke raak, want ons wil onsself
Ons wil onsself verkleineer, want ons soek geluk, maar ons soek dit op verkeerde plek. Ons leef dit uit en ons wil dit uitleef om te sê dat dit is beter vir my, ek kry te veel seer wanneer ek 'n meisie het, ek kry te veel seer wanneer ek 'n ou het, so dit is beter vir my om ander agenda te kies, maar kind van God gaan maak seker wat sê die woord. Van vir jou is dit reg, maar vir die woord van God is dit sonde. Die woord van God laat God dit toe en God keer dit goed om te sê dat 'n huwelik kan gebou word op vrou of vrou nie. Nêrens in die woord van God sê dit dat God keer dit goed dat 'n huwelik kan gebou word op man nie. Nêrens sê dit nie. Nêrens sê dit nie, jy kan nie. Dis hoekom die Here sê ons kan niks byvoeg by sy woord nie en ons kan niks wegvat by sy woord nie. As jou huwelik gebou is op ons Here Jesus Christus, is jy 100% gebou op God. Want wanneer God eerste in daardie huwelik is, kan die storms kom, links, regs, voor, agter, maar die redding, die kaptein van daardie boot is Jesus Christus. Die kaptein van jou huwelik is Jesus Christus. 'n Vader wat staan op die woord van God is 'n Vader wat weet waarheen sy kinders se toekoms vandag is. Dis 'n Vader wat weet Jesus kom eerste en die res beteken niks. Dis 'n Vader wat sy toekoms bou op sy knieë saam met sy seun en saam met sy dogter en saam met sy vrou. Dis 'n Vader wat weet hy het 'n vrou wat bid, van daardie huwelik is gebou op Jesus Christus en Jesus alleen. Daar is geen bygevoegde dinge wat daaraan gevoeg is nie, want God bly nommer 1 in daardie huwelik en daar is niemand wat die woord van God en daar is niemand wat die fondasie van ons Here Jesus Christus uit julle huwelik uit kan ruk. Daar is niemand wat dit kan doen nie, maar sodra daar 'n derde persoon in daardie huwelik kom, sal daar komplikasies wees, maar God sal die vader van die huis waarsku. Hy sal vir hom sê, deel daarmee. Hy sal vir hom sê, raak ontslae van daardie bagasie. Because God protects those who he loves. Die Here beskerm hierdie persoon wie hy voor lief is. So ons moet op 'n punt kom in ons lewens waar ons ophou hierdie dinge wil doen, waar ons die woord van God wil manipuleer. Jy kan nie manipuleer nie. Die Here sê dit duidelik vir ons. Daar is net 'n man wat sy vrou kan trou en net 'n vrou wat sy man kan trou. Daar is nie iets bygevoeg. Daar is niks bygevoeg in hierdie mandaat nie. It is a God's mandate. As jy wil gaan en jy wil gaan lees, gaan kyk daarna in 1 Korintiërs hoofstuk 7 en jy gaan sien wat die Here sê. Jy gaan sien wat God daar sê van 'n huwelik. Dis nie wat ek sê nie, but that's what the Bible of God says. Dit is wat die woord van ons Vader sê. Dis wat die woord van ons Vader vir ons sê. Bou jou huwelik op Jesus. Dis waar daai skrif inkom. Op wat is jou huis gebou? Is jou huis op die sand gebou of is jou huis op die rots gebou? Vanaand wil ek vir jou vra. Waar is jou huwelik gebou? Is jou huwelik gebou op ons Here Jesus Christus? Of is jou huwelik gebou op die sand? Wanneer die wind waai, gaan jou huwelik omwaai. Wanneer die storms inkom, gaan jou huwelik platval. Of gaan jou huwelik staan? 90% van mensdom vandag, we build our lives on a lie. Jy kan nie jou huwelik op 'n leuen bou nie. Jy kan nie jou huwelik bou op vertrou my nie. Jy kan nie jou huwelik bou op ek is lief vir jou nie. Maar as God jou nommer 1 mandaat in daardie huwelik. Because if God is your number 1 factor in your relationship,
And in your marriage, there is no one that can destroy what God has planted. Daar is niemand wat kan vernietig wat God beplan het. Daar is niemand. Dalk sit jy hier vanaand en jy wonder, maar ek wil dit vir jou duidelik maak, dis die vyand wat jou lewe wil vernietig, dis nie God. Because Jesus het dit vir die vyand gesê in daardie tyd, jy kan enige iets doen aan Job, maar jy kan nie sy lewe neem. God gaan jou huwelik toets. God gaan jou huwelik toets. Want God gaan vir die vyand toelaat om te kom en te toets. Want ons is in 'n tyd waar huwelike getoets word. Ons is in 'n tyd waar manne en vroue getoets word. Ons is in 'n tyd waar die woord van God op toets gestel word. But I want to encourage you tonight. Build your life on Christ. En jy sal nooit verkeerd gaan nie. Kind van God, hoor mooi wat ek sê. Bou jou lewe op Christus en jy sal nie verkeerd gaan nie. Jy sal nie misluk nie. Jy sal nie val nie, maar jy sal staande bly. Deure sal oopgaan in jou huwelik as jou huwelik op Christus gebore is. As hy geplant is in Jesus Christus, gaan die seën wat oor jou lewe uitgespreek is, sal dan plaasvind in jou lewe. Die seën sal kom soos nog nooit van tevore. God is about to do something in your marriage that you have never seen before. God is about to change your marriage like you have never seen before. Breakthroughs are about to come. Financial breakthroughs are about to come. God is about to set you free in the financial drought that you are in. God is about to release His glory, His mercy over your marriage. God is about to open doors in your marriage that you have never seen before. You are going to prosper. You are going to prosper like you have never prospered before. You are going to see the glory of God in your marriage. God is about to restore what you have lost for too long. The enemy has stolen from you. God is about to give you back double in what you have lost. Kan ons die oë sluit asseblief? Dankie Here Jesus. Dankie Vader vir die goedheid. Dankie Vader vir die guns. Dankie Vader vir u woord, Vader. Vader, ek tree in vanaand vir elke huwelik. Vader, ek tree in vanaand, Here, vir elke verhouding, Vader. Vader, ek bid, Here, dat u sal kom, dat u bonatuurlike salwing sal laat loskom, Here, oor elke huwelik, Vader. Vader, dat u sal kom en dit sal kom losmaak, Here. Here, dat u sal kom en finansiële deurbrake sal laat plaasvind soos nog nooit van tevore nie, Vader. Vader, ek kom, Here, en ek maak dit los, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus. Here, daar waar al werkgeleenthede moet kom, Here, dat dit sal gebeur, Vader, volgens die wil van God, Here. Here, ek kom nou, Here, daar waar huwelike swaar kry, Here, dat u hand sal intree, dat u sal kom herstel, soos nog nooit van tevore nie, Here. Here, dat u huwelike sal laat optel, Vader, en sal laat uitstyg, Here, in hierdie tydperk, Here. Here, dat daardie huwelik sal blom soos nog nooit van tevore nie, dat mense sal sien die glorie en die guns van God in daardie huisgesin, Here. Here, ek maak dit los vanaand, Here, in die naam en in die bloed van Jesus, Here, in Jesus naam. Amen.